Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons is dankbaar teenoor die Here vir sy instandhoudende genade dat ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer die Here ook dat ons vanmôre weer kan stil word so rondom sy woord. Ek wil u groet met die pragtige woorde van Gesang 331. Dit handel oor die kerk van die Here, oor die gemeente van Christus, oor die weergeborenes. Daar staan: kom sit aan met dankgebede saam as sy gemeentelede, om met Jesus te vergader, hom vrymoediglik te nader, omdat hy vir ons gesterf het, lewe deur sy dood verwerf het, kan ons deur die Gees se werking aansit tot geloofsversterking. Ag vriende, hierdie pragtige lied gaan maar oor die gedagte dat as kinders van die Here, kom ons bymekaar in 'n gemeente om God te verheerlik. En is die gebed van my hart dat u en ek ook vanmôre sal sien watter hoë premie die Here daarop stel, om sy kinders dan te ondersteun met krag uit die hoogte, en hoe hy hulle versterk deur die waarheid van sy woord. U sal onthou, ons het gister 'n bietjie gekyk na Asaf, wat met hierdie geweldige vraagstuk gestoei het, is: waarom gaan dit so goed met die goddelose, terwyl die kinders van die Here dikwels so swaar kry? Hy sê hy het gesukkel om sy hart rein te hou, en hy het in sy gedagte gestoei om hierdie goed te verstaan. En die Bybel sê vir ons, die antwoord het gekom tot hy in die heiligdom ingegaan het, en op die einde van die goddeloses gelet het, dat die Here ook hulle voete op gladde plekke stel, en dat hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing word. En toe het ons gekom by daai gedagte, waar Asaf gesê het: toe my hart bitter gestemd, en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie, ek was 'n dier by u. En ag vriende, die volgende vers is die vers wat my so bemoedig, so verbly. Daarom is die Psalms die mees geleese boek onder kinders van die Here, want daar is altyd die een kant van die stoeiery waardeur ons gaan, en die wonderlike seën en bemoediging waarmee die Psalm afsluit. Nou sê Asaf, hy sê: nogtans is ek altyd deur by u, u het my regterhand gevat. Asaf sê, ten spyte van die stoeiery en stryery in my gemoed, en dat ek nie regtig verstaan het waarom dit so goed gaan met die goddelose en so moeilik gaan met die kinders van die Here nie, het die Here nooit my hand gelos nie. Luister vriende, as ek en u deur vraagstukke in ons lewe worstel, as ons deur sekere kwessies worstel, en miskien met sonde worstel, of met mense, of met stryd, of met sekere dinge wat gebeur in ons lewe, en ons voel die Here het ons heeltemal eenkant gewerp, en die Here stel nie meer belang in ons nie, wil ek jou vra, stop in jou spore vanmôre, en hoor wat sê Asaf. Die Here het my regterhand gevat. Hy wat my gered het, gaan my nie los, wanneer ek deur vraagstukke worstel nie. Inteendeel, hy gaan my veilig daardeur dra. Die waarheid van sy woord gaan vir my antwoorde gee. Sy Gees gaan my versterk met krag uit die hoogte, sodat ek kan sê: nogtans is ek altyd deur by u, want u het my regterhand gevat. Ons hou die Here nie vas nie, vriende. Dis hy wat ons vashou. As ons hom moes vashou, en dit wat ons verseker van ons ewige tuiste, het ons dadelik ons saligheid verloor, want ons is eenvoudig, ons is sondig, ons is kleingelowig, ons is dikwels swak. Maar die Here sê, hy het ons hand gevat. Ons is altyd deur by hom. En nou kom Asaf, en hoor hoe verander sy gesindheid, van waar hy gemor en geklaan, gemurmureer het oor die goddeloses en sy sware stryd waardeur hy gaan. Hy sê: u sal my lei deur u raad, en my daarna in u heerlikheid opneem. So eenvoudig wat Asaf sê: Here, ek gaan my oë afhou van die goddeloses, en ek gaan dit hou in u woord. U woord is die lig vir my pad, die lamp vir my voet. Here, open my oë dat ek die wonders uit u wet kan sien. Kind van die Here, lees God se woord. Ons het die 66 kanonieke boeke. Lees dit, bestudeer dit, neem dit ter harte, sien die getrouheid van God. Die Here is goed vir ons, en mag ons ook in reinheid voor hom wandel en lewe. Asaf sê, behalwe dat hy hierdie raad van God sal volg, het hy ook die versekering dat die Here hom in sy heerlikheid sal opneem. Die goddeloses, sy voete word op gladde plekke gestel. Die Bybel sê vir ons, hulle sal in pyn val, hulle sal in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing word. Aan die ander kant sê Asaf, maar ek sal in die heerlikheid opgeneem word. Waarom? Omdat die Here my regterhand geneem het, omdat ek aan hom behoort, omdat ek altyd deur by hom is, omdat hy my lei na waters waar rus is. En nou hoor die pragtige woorde. Hy sê: weet ek buiten u in die hemel, en buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. Kan u agterkom, die klemverskywing aan die begin, het hy gewens, hy kan die rykdom van die goddeloses hê, die onbesorgdheid van hulle, daardie lewe wat die goddelose lewe wat vir ons baie keer so lekker lyk. Asaf sê, ek het daarna gekyk. Hy sê, maar nou begeer ek dit glad nie. Hy sê, want
Hy sê, weet ek buiten U in die hemel. Hy sê, Here, dis my vooruitsig, ek gaan U in die heerlikheid sien en ek begeer eintlik niks op aarde verder nie. Ek is dankbaar vir U goedheid, vir U versorging. U is my goed ver bo die maat en die vooruitsig om U in die heerlikheid te sien, kan nie opweeg teen dit wat die wêreld vir my bied nie. Al bied die wêreld vir my die goud en silwer wat daar is, sal dit nie opweeg teenoor die heerlikheid wat U vir my gaan gee nie. Hy sê in vers 26, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. So asof sy eenvoudig, Here, ek weet, ek gaan nie 'n strydlose lewe deurgaan nie. Ek weet ek gaan nie deur hierdie lewe gaan sonder enige probleme en uitdagings en misverstande en tekortkominge nie, maar een ding weet ek. Al gaan my liggaam ook siek word en later sterwe, God is my rots. Hy is die rots van my hart. So al kwyn alles en alles gaan agteruit en die stryd is groot, hy sê, is God my hart en hy is my deel tot in ewigheid. U sien, die Here gaan ons nie begewe en verlaat nie. Hy gaan ons nie halfpad los nie. Daar by die doodsjordaan gaan hy nie sê, ag nee, weet jy het my te veel teleurgestel nie. Al gaan ons deur die dal van doodskade weer, ons sal nie vrees nie, want die Here is met ons. Vers 27, want kyk, die wat hulle ver van U afhou vergaan. U roei hulle almal uit, wat van U afhoereer, maar wat my aangaan, dit is my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. Is nie vir U pragtig hoe Asaf afsluit teenoor wat hy begin het nie? U sien, is net God se woord wat ons deur hierdie proses kan vat. Hy begin met hierdie redenasie in sy verstand, in met sy oë wat gefestig is op die wêreld, en hy begin met homself redeneer, en hy maak vir homself sekere dinge wys wat nie eers werklik so is nie, want goddelose mense het ook stryd, hulle het ook hartseer, hulle het ook pyn, hulle het ook siekte, hulle het ook moeite en ook verdriet, maar hy is so vasgevang in hierdie redenasie, dat hy eintlik dink dat hulle hemel op aarde het, terwyl hy hierdie geweldige, swaar, swartgallige, hartseer, pynvolle lewe het. Maar hy gaan deur hierdie proses, en die Here deur sy genade werk met sy kind, en God wat getrou is om sy kind se hart te versterk met krag uit die hoogte, bring Asaf by hierdie gevolgtrekking uit. Asaf, as jy my het, het jy alles. Jy het niks nodig buiten my nie, en tog gee ek vir jou ver bo die maat. En daarom sê wat my aangaan, is vir my goed om naby God te wees. En as u vanmôre nie sin maak van hierdie lewe nie, dan wil ek vir u sê, kyk na die tyd wat jy met God spandeer. Die groot rede waarom jy miskien nie kan sin maak van jou lewe en wat aangaan in jou lewe nie, is omdat jy te min tyd met jou God, met jou redder en jou verlosser spandeer. Te min tyd met die woord wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Daarom maak hierdie lewe nie vir jou sin nie. Daarom soek jy jou genietinge en jy soek jou genot in al hierdie dinge wat die wêreld vir ons gee. Wat jy en ek nodig het, is om soos Asaf in die heiligdom in te gaan. Ons het nodig om weer opnuut voor God te buig, opnuut ons lewe aan hom te wy, en te sê wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel. Hy is my soos 'n veilige beskutting. Onder sy skaduwee, vriende, kan ek skuil. Hy is die bergvesting, die rots waarop ek kan bou. En dan om al U werke te vertel. Mag die wêreld nie heeltyd hoor hoe ons kla en murmureer en kwaad is oor alles nie, maar mag die wêreld hoor hoe goed die Here vir ons is. As jy vanmôre weergebore is, vriende, is dit die grootste geskenk wat jy kan ontvang, wat ek ontvang het. Mag ons genade vind om hierdie waarheid te verkondig en mag ander Jesus Christus in ons sien. Vriende, baie groete vir u, 'n baie mooi dagie. Hou u oë gefestig op Jesus. Hy is die leidsman en hy is die volëinder van ons geloof. Groete vir u en 'n mooi dagie verder. Tada.